dinge wat ons as mens baie van hou en verlang en na uitkyk is die hartjie wat begin klop mos. Wanneer daar iemand belangstel in jou. En dan veral as die persoon nou, jy bestel belang en jy stel belang, iemand die persoon stel belang terug in jou. En die persoon kom na jou toe en vra man, kan ons nie so 'n bietjie 'n afspraakie man, kan jy 'n bietjie ook kuier, kan jy ook 'n bietjie uitvat nie. En dames, ek moet sommer nou vir julle sê, asseblief speel 'n bietjie hard to get met die mans. Moet net sommer sê, ja, kom. Sê vir hom, ja, okay, ek sal jou laat weet. Speel 'n bietjie hard to get, want die mans moet jag, die vrou, die mans kan net doefskiet en daar val jy vir 'n bietjie sterk wees. Ja, die hartjie moet klop. En dan om 'n afspraak te maak met iemand. En selfs wanneer jy getroud is, selfs om my afspraak te voorspreek gaan op 'n tyd. Wanneer ek huweliksberading doen, dan sê ek altyd vir koppels dat die belangrikste ding is julle weeklikse afspraak. Julle een keer 'n maand afspraak. Of dan nou 100 kinders by die huis is, hulle moet wag. Julle twee was eerste. Daai afspraakie, daai met iemand deel van jou lewe. Maar nie met iemand spesiaal, maar met vriende ook. Jy weet, ek hou baie van sport en dan speel ek tennis of golf. En dan nooi jy 'n paar mense en jy maak 'n afspraak, ons gaan daai tyd afslaan. Ons gaan net met mekaar speel. En daar is 'n opgewondenheid wanneer jy maak kom en jy speel en jy gesels lekker. Dis lekker om afsprake te maak. Alles is jy's ongeorganiseerd. So afspraak maak is deel van ons lewe. Later op tyd wanneer ons in beroepe kom, dan maak ons afsprake en as ons dokters toe wil gaan, dan maak ons afsprake en jy moet daai afspraak nakom. Net so het Jesus ook 'n afspraak met ons. 'n Afspraak wat vir hom baie belangrik is. Die mees belangrikste afspraak wat Jesus met ons wil weekliks sê. Vanaand gaan ons 'n bietjie daarna kyk. Genesis 1:1 sê in die begin het God die hemel en die aarde geskaap. En jy weet hoe die Here skape, toe is dit pragtig. Dis waarom Psalm 63 sê, die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die Gees van sy mond is hulle hele leer, want hy het gespreek en dit was, hy het gebied en dit staan. Jy weet hoe die Here begin praat. Weet jy, maar jy weet as jy nog op tyd is, dan kan jy vir jou liefde sê, kyk hoe mooi is die sterre in die hemel. Kan jy sien die mooi sterre? Mans, bedoel dat ek jou trap skyn nie, kan jy sien die mooi sterre? As jy die sterre kan tel, dan het jy nog eens gekom van hoe ek voel by jou nie. Die pragtige sterre en tog is elke ster in sy baan. Die sonnestelsel is so groot, daar is nog ontdekkings wat nog nie eens gemaak is nie. En God het gespreek en dit was. As ons kyk na die visse in die see, weet jy, ek verstaan nie die storie nie. As ek nou aantrek 'n pers hemp met 'n blou baadjie en 'n geel broek en 'n groen taai, dan gaan die mense sê, nie, hy man wat keer 'n vrou, asseblief, my kan nie so lykie. Maar aan die natuur het jy gesien die kleure van die visse. Pragtig uitgedooi. En ons ook, hoe mooi is dit. Die Here, en jy weet as jy daar gaan, hulle is klein en groot, verskillende tipe vis, wat daar in die see swem. Die mooiste van alles. Hulle sê ons, as ons dink bo is mooi, het ons nog nie onder gegaan. En jy weet, ek hou van ons om eens te kyk, video's van ontdekkings van die see. Die pragt en die praat, die mooie, van wat onder in die see is.
en dan die groot man. Jy weet, kijk, ons kan maar nog wat sê, maar die leeuw is maar nog iemand. Ek kan onthou, so 'n paar jare gelede, het Hursel en Rita en hulle kinders vir ons kom besoek in Londen. En die Sondag toe gaan ons na die zoo toe, die London Zoo toe. Nou, 12 uur voet hulle die leeu's. Nou, die leeu's is onder die eerste draad is 'n 2 meter draad. Dan is daar 'n elektriese heining. Nee, dan is eers so 1,5 meter draad. Dan is daar 'n 2 meter draad, dan is daar 'n elektriese heining en dan is daar so 10 meter draad rondom hom. En dan is die leeu's, die 4 leeu's daar binne. Een mannetjie met 3 wyfies. Wonder hoekom. Maar in elk geval, een mannetjie met 3 wyfies en kyk, daai leeu's was honger. Nou kom ons aangestap en my seentjie was baie klein geweest en hy hardloop. En toe hy nog hardloop, toe spring daai leeu mannetjie op, want hier sien hy nou iets kleins hardloop. En weet jy, daai leeu kom na daai draad toe. Weet jy, ons ek hardloop en ek gryp wat so maak en ek gooi hom op my skouer en ons almal hardloop. Terug! Want hy leeu wow daar so. En dus allemaal zeggen, hé man, hoekom hardloop ons? Daar zijn draden. Maar die feit dat het die leeuw was, doodbang. En dan stop ik zo tegen, ik zit op mijn schouwers en hij leeuw op YouTube opgehouden. Dus dat man, hoe kan hij nou schillen zo groot is? En dat had mij bijdenken aan die oude Sharks Soester movie ook. Dat hij die schillen op die schouwers, die broer en zuster. Die leeuw en zijn mooiheid. En so die verskillende diere. Die Here het gespreek en hulle was daar. Die plante. Oh, my broers en susters. Weet jy, as jy daar na Makoland is en jy sien die verskillende kleure. Die Here is mooi. Die Here het mooi geskaap. En hoe kan 'n dier in die lug bly? En is geen wonder nie dat dit as die bestudering van voëls wat gelei het tot vliegtuie. Waarom? Want die Here het aerodinamika geskaap. Hy het gespreek en dit was so. God is skepper van hemel en aarde. Jy weet, hy het gespreek en hy het gebied en dit het bestaan en uit die bestaan het kry ons die mooiheid en ongelukkig het sonde natuurlijk ingekom, maar die mooiheid sien ons nog steeds vandag. God het geskapen. En nou lees ons dat op die 6de dag het hy die kroon van die skepping gemaakt, die mens. Nou, iemand wat dink, ek kom van op 'n verjaardag, ek kom van Jesus. Ons is gemaakt op sy beeld en na sy gelyk. Maar jy sien, skepping was nie klaar nie. Ons lees nou in Genesis 2:1-3, so is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. Die skepping van die hemelruim, met die voëls daaraan, en die aarde, die diere, wat dit is, die gras en alles, dit is voltooi, maar die skepping was nog nie klaar. Toe kom die Here, en hy gaan verder sê, en God skep die 7de dag. Amen. So die 7de dag is deel van sy skepping, is deel van sy skeppingswerk. Ons kan nie die 7de dag een kant plaas nie, want dit is 'n week, en 'n week bestaan uit 7 dae, en God skep toe die 7de dag. En nou sê hy, en God het dit so hoe het geskep, en God het op die 7de dag sy werk voltooi, wat hy gemaakt het. So dit beteken, toe hy die 7de dag maak, toe sê hy, nou skep ons voltooi. So, toe hy die mens skape, toe sê ons nog nie klaar nie. Toe hy die 7de dag skape, toe sê hy, nou is ons klaar. En wat het hy gedoen, hoe het hy geskape? En op die 7de dag
gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskaap het deur dit te maak. Baie interessant. In hierdie 3 verse, teksverse, lees ons wat God 9 keer gedoen het. Ek gaan dit terugneem. Sodat voltooi, en God het op die 7de dag sy 2 werk voltooi wat hy 3 gemaak het, en op die 7de dag gerus van sy 4 werk wat hy 5 gemaak het. En God 6 het op die 7de dag geseën en geheilig, omdat hy 7 daarvan gerus het van al sy 8 werk wat God geskaap het 9. Nou, dit is nie per toeval. Jy sien, as jy Hebreëse letterkunde ken, dan sal jy oplet, dat wanneer dit te doen het met die mens, sal die Godheid, of sal alles sê, 2 keer voorwaar. Hier is het baie keer gesê, voorwaar. Maar wanneer dit te doen het met die Godheid, word het 3 keer gesê. Word iets 3 keer gesê. Heilig, heilig, heilig is die Heer God Almagtig. 3 keer. Voor die Vader, voor die Seun, voor die Heilige Gees. En die skepping sê dit, laat ons mens maak. So, hoeveel was daar? 3. Nou, lees hier 9 keer, dat die Godheid 3 keer, dit bevestig om te sê, dit wat ons skape, is vas. Ons herhaal dit 9 keer, wat ons gemaakt het, so al 3 van ons is betrokken. So die Sabbatdag is geskape met 'n doel, waarby al 3 Godheid, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees betrokken is. So wanneer God die Sabbat skep hy die Sabbat met die doel dat al 3 op ons wag, vir ons 'n seën wil gee. So 9 maal word dit beklemtoon. En God skep die 7de dag met 'n spesifieke doel. Nou is daar baie mense wat sê, ja, maar die dag is nie vir die mens gegee nie. Want God doen dit. Dis waar. God het dit alles gedoen. Maar ons mis 'n punt. Dat God het ook nie gesê, jy moet gedoop word nie. Hy stel 'n voorbeeld. So wanneer God nou hier instaan, die God het skep hulle 'n 7de dag, nie vir hulle nie, maar vir die mens, en hulle stel vir mens die voorbeeld wat om te doen. 3 dinge het hy gedoen. Die God het gerus van hulle werk, die dag geseën en die dag geheilig. Nou, gerus. Die Bybel sê, jy kyk die bewaarde van Israel slymer of slaap nie. God raak nie moeg nie. Want as God moet moeg raak, dan is die hele aarde tot niet. So, wanneer hy sê, ek rus, wys hy vir ons wat om te doen. Rus van jou werke, maar jy rus in my. So hy is dus aan ons, wat ons noem, ons groot voorbeeld, ons groot exemplaar. Tweedens, hy seën dit. Nou my broers en my susters, om iets te seën, beteken dat, veel geluk met jou verjaarsdag. Mag die Here jou seën. Wat bedoel ons? Mag jy voorspoedig wees, mag het vrugtevol met jou wees, mag jy vreugde in jou lewe hê. Dit beteken om enige aktiwiteit, blydskap en geluk met ons toe te spreek. Nou, hoe kan die dag vir God wees? Moet hy dan nou vir homself seën mense toespreek? Ek sê nie vir myself, vir ons geluk maak met jou verjaarsdag. Nee! Hoe kan hy iets skape en dit vir homself hou? Ek gaan myself seën die dag. Nee, dit is ons nou selfsugtig op die hoogste graad. So dit beteken, hy het geskape, want hy wil vir ons seën. Derdens,
Hy het dit geheilig. Nou, hoekom moet hy 'n dag heilig vir homself, as hy homself heilig is? God is heilig, klaar, finish. Hy het nie 'n dag nodig, hy is heilig, God is heilig. Nou, hoekom moet hy 'n dag skep, net om te sê, dit is my dag, ek gaan heilig wees op die dag. Nee, hy is klaar heilig. So die dag is geskapen vir die mens, waarom? Om iets af te sonder en een kant te plaas. So dat beteken, die Here vat ons en hy sê, op die dag sit ek jou een kant weg van jou werk af, want ek wil met jou wees, ek wil jou heilig maak. Ek kom in my teenwoordigheid. Want iets is heilig, want Gods teenwoordigheid word daarin gesit. En dis waarom, wanneer ons nou aanbid, word hierdie plek Gods heilige tempel, waar ons het God ingenooi hierin. Môre oor môre, kom Mouk sê, hulle kom doen hulle dingetjie. Maar as wanneer ons God innooi, dis Gods teenwoordigheid. Nou, as jy sy eie teenwoordigheid leef, hoekom moet jy 'n dag vir homself maak? Nee, hy nooi ons uit. Heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid. Die Here wil ons heilig. Nie net wil hy ons seën nie, hy wil ons heilig. Nie net wil hy sê, rus van julle ander werk en sodat julle kan rus in my nie. Maar hy nooi ons uit tot 'n volle verhouding met hom. Dis waarom. Gisterand het ons geleer dat God het die 10 gebooie geskryf. En is nie dat ons gered word deur die 10 gebooie nie, maar die 10 gebooie wys ons is verkeerd, daar hardloop ons na Jesus toe. En onder andere is een van die 10 gebooie geskryf, wat hy geskryf het met die vingers, met sy eie hand, met sy eie vinger het neergeskryf, die 4de gebod wat sê, gedenk. Nou hier is daar klaar 'n verskil. Al die anders, behalwe die 5de gebod wat sê, eer jou vader en moeder, begin hierdie gebod met gedenk. Nie jy mag nie. Gedenk. Ons gaan nou by die woord. Die Saterdag dat jy dit, Vader is nou net gelees aan heilig. Genesis hoofstuk 2. So, die 10 gebooie, die 4de gebod, is gebou op wat hy gesê het vir Adam en Eva. Dieselfde woorde word hier gebruik. Gedenk Saterdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy? Nou wat is arbeid? Werk. Dieselfde woord wat hy gebruik het in Genesis hoofstuk 2. Van alle werk. Maar op die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. En dan mag jy? Nou wat beteken het om geen werk te doen nie? Om te rus. Heilig, werk, rus. Jy of is hier ook dokter, diens mag op die os, of enige iets, of selfs jou vreemdeling wat in die poorte is. Hoekom nie? Want, jy moet nie, ons het gelees, hy want en maar is baie belangrik. Want, nou vat jy, dit is terug na Genesis hoofstuk 2 toe. Want, in 6 dae, wat sê dit? So is dan voltooi die hemel en die aarde in 6 dae. Nou sê, maar in 6 dae het God die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En wat sê, in 6 dae het hy wat gedoen? Die hemel en die aarde. En op die 7de dag het hy gerus, daarom het hy die Here, die Sabbat geseën en geheilig, weer die 3 woorde. Nou, as jy teruggaan, as jy teruggaan, dink aan die Sabbat en die tel die woorde, dan sal jy sien, daar word die 2, 3, die woorde word allemaal in pare geplaas. Altyd word hulle in pare geplaas. Waarom? Want God is besig om te praat. God is besig om vir ons te sê, dis wat ek gedoen het, nou volg julle. Nou, in Deuteronomium hoofstuk 5, lees ons dat God was nog weer, Moses moes nog weer opgaan, hulle moes hy kalf gaan maak.
toe gaan Moses weer op, en toe gee die Here vir hom weer 'n set van 10 gebooie. En nou is dit weer onderhou. Gedenk, die Saterdag dat jy dit heilig, soos die Here jou beveel het, want ek het mos klaar met jou gepraat. So ek herinner jou net, 6 dae moet jy arbeid, al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy jou besê nou tot dit os, esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou dienstmaagd kan rus, soos jy. Ons gaan nou uitpraat. Dan kom die Here verder. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egypte land 'n slaaf was. En die Here jou God daarvan af uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Nou kom die Here en die Here sê, nie net as ek jou skepper nie, maar ek is ook jou verlosser. Ek wil jou herinner, wie het jou verlos uit Egypte land. Ek wil jou herinner, dat die Sabbatdag is 'n dag om aan te dink, dat ek jou verlos het sonde en ek gaan jou vat na 'n nuwe plek toe. So die Sabbatdag word 'n simbool van sonde, vry van sonde wees. Die Sabbatdag word 'n simbool van vryheid, freedom. So nou kan jy maar lees enige nuwe vertaling Bybel. Daar agterin is ons sulke woordjies. Lees maar die nuwe vertaling. Die nuwe vertaling is nie geskryf deur as die Bybelgenootskap, as hulle dit nie soos die teoloog gee. En dit wat jy sal lees van die 7de dag. Die 7de dag van elke week het sowel die skepping as ook die redding uit Egypte herdenk en was 'n rusdag wat moes dien as teken van die verbond tussen die Here en sy volk, ook bekend as die rusdag. So die Sabbatdag is 'n verbondsdag, is 'n tekendag tussen my en God, dat hy my skepper is en dat hy my verlosser is. So, die Sabbatdag word nou belangrik, want ek erken, ek is 'n skepsel. Ek erken, ek het verlossing nodig. Nou, toe ons gelees het Genesis 20 vers 18, gedenk. En gedenk, sy root, sy wortelwoord, is dink. Nou, jy dink aan iets, omdat jy weet van iets. So, jy moet terugroep, wat jy onthou, wat jy gehoor het. So, dit beteken, die Sabbatdagsgebod, die 4de gebod, is nie 'n nuwe gebod nie, maar dit kom al uit die tyd van Eden uit. Want die Here sê vir Adam en Eva, onderhou die Sabbatdag. So nou moet almal dink aan wat ons van weet. En nie net nou dink aan tyd van Eden nie, maar ook dink hoe God julle verlos het uit die hand van Egypte. So ek is nou julle skepper en ek is julle verlosser. Jy sien, weer eens word daar beklemtoon dat geen daglikse werk maar vir hom nie. Selfs nie is jou diere nie. Want jy sien, die diere was destyds ons masjinerie. Jy weet, vandag het ons trektors en ons het, hulle het die osse gebruik, hulle het die koeie gebruik, hulle het die vee gebruik om met te ploeg. Nou sê die Here, as 'n Sabbatdag aanbreek, selfs jou diere moet rus. Hulle moet ook weet, dis Sabbat. Daar is 'n dag van verlossing. Dit beteken, wanneer ons bedienis in die huis het, hulle werk van Sondag tot Vrydag, Sabbatdag moet hulle nie werk nie. Hulle moet nie skoolgoed was nie. Baie kere dan sê ons, nee, maar skoolgoed was is 'n higiëne. Is waar. Vir ons wat nie hierdie week jaar keer was nie. Maar vir die bediende wat se werk dit is om te was, sy moet nie was nie. Maar alles te werk ek so. So, kom ek kry gou hierdie kinders. So, as die kinders elke dag moet skoolgoed was, dan moet Sabbatdag maar 'n paar maal skoolgoed was.
En daar was stilte in die kerk van die Here. Waarom? Want daar is 'n dag van rus van jou werke. Maar net dit nie, selfs die vreemdeling, dit beteken die besoeker wat vir jou kom besoek. Jy kan nie kerk toe gaan en sê, nee, ek kan maar TV kykie. Of nee, jy kan maar gaan, nee. Selfs jou besoeker, selfs die een wat bly, selfs die een wat moeseer by jou. Sabbat is Sabbat. Dit maak nie, ons wil hier sê, nee, ons hou die Sabbat, maar nee, julle bly ons, ja, julle kan maar doen wat julle wil. Sabbat is Sabbat, die Here sê, vir almal. En ons het gister gesê, dat baat ons dit die Here halfhartig nie. So, vanaf Adam tot en met Moses was die Sabbat gewoon. Nou, wat van Jesus? Dat is nou 1600 jaar later. Jesus het toe met die disciples. En hy sê vir hulle, die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat. Ek wil net hier so. Wat bedoel dit? Die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. 'n motor is gemaak vir 'n mens se gebruik, nie die mens gemaak vir die motor. Want die motor is vir ons se nut. Nou, as die Sabbat gemaak is vir die mens, dan moet die Sabbat vir ons van nut wees. En hoe is dit vir ons van nut? Ons rus, ons word geseën, ons word geheilig. Dis waarom die Sabbatdag gemaak is vir die mens. En nie die mens vir die Sabbatdag. Maar, en die Here is slim. Hy ken ons as mens. Ons wil ons 'n geitjie vind vir elke ding wat ons wil doen. Hy sê, maar daarom is die seun van die mens Here van die Sabbat. Dit beteken, die Sabbat is vir ons heilig gemaak. Maar ons is nie die skepper van die Sabbat nie. Die skepper van die Sabbat sal vir ons sê wat om te doen op die Sabbat. Nie ons nie. Maar dit is tot ons voordeel. Dit is vir ons lekker. Nou, jy weet die Sabbat is gemaak vir die mens, omdat die mens wil net werk. Ons wil net status ja, ons wil net geld ja, ons wil net aansien ja. Maar die Sabbat dwing die mens om te stop. En ons almal weet, dat is die beste ding vir ons gesondheid, dat ons, en die wetenskaplikes leer vir ons, dat jy, daar is 'n 7 dae siklus, en dan moet dit tyd wees vir rus. En as jy die dag gerus het, nou rus beteken nie heel dag slaap nie, dan daarby kom, beteken nie, maar wanneer jy gerus het van jou normale aktiwiteite, hulle sê ons, 'n break is as good as a holiday. Nou die Sabbatdag is jou break, en jy word so geseën, en geheilig, omdat jy rus, dat jy krag het vir die 6 dae. So, en die Here het dit geweet. Ons as mense sal net wil werk, tot ons doodval. Want ons jaag na wat? Aansies, bestuurs, geld, wins, ek wil wys. Die Sabbat dwing ons om nie na onsself te wees nie. Daai eie het, die Sabbat maak ons dood daarvoor. En die Sabbat sê, jy behoort aan my, nie aan jouself. Ek het jou geskaap. Die Sabbat dwing ons om besef dat Jesus is ons skepper. En ons moet maar bid, ons is afhanklik van hom. En dus kan Jesus vir ons bepaal wat ons moet doen op die Sabbatdag. Waarom? Want die Sabbatdag is 'n ewige teken tussen ons en God. Waarom? Want hy het ons verlos en hy het ons geskaap. Ons behoort nie aan onsself nie. Ons behoort aan Jesus, die skepper. Maar prys die Here, ons behoort nou ook aan hom deur sy sterfte. Verlossing. En dis waarom broers en susters, die Sabbatdag is dit dat is in my en die kinders, is die enige, hoekom? Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde geskaap. Die Here herinner ons, ek is julle skepper. En die Sabbatdag sal vir ewig, ek wil net ons met daai woord onthou, vir ewig 'n teken wees. Die 27:20 sê dat
en heilig my Sabbatdag, en hulle sal 'n teken wees tussen my en julle, wat dat julle kan weet, ek die Here, julle God is. Amen. So dit beteken, as ek nie die Sabbatdag onderhou wat die Here my Skepper ingestel het nie, sê ek dan nou eintlik ek dien 'n ander God. En wanneer ek 'n ander God dien, wat sê die tweede gebod? Jy mag geen ander gode voor my aangesig nie. Dis die eerste gebod. So dit beteken, ek gebruik dus dan die naam van die Here ydelik. Want dis nie hy wat ek kan bid nie. So die Sabbatdag herinner my aan wie ek behoort. Yes. So, die Sabbatdag is die herdenking van skepping. Dis 'n teken dat ons kinders van God is. En die Sabbatdag is ook 'n dag van rus en ek word geheilig en God, ek en God is by mekaar. Ons word geseën. So nou kom die vraag is, die Here sê dat ons mag nie werk nie. So, hoe moet die Sabbatdag nog gehou word? Nou, dis nie wat mense sê nie. Nou, ek weet, in die Joodse geloof is daar die Mishnah, Talmud en al hierdie boeke. En daar is oor die 600 reëls van hoe jy nie moet werk op 'n Sabbat. Soos byvoorbeeld, ek het 'n sakdoek op my. Reg? Nou as dit ons Sabbat was en ek het hierdie sakdoek so gehad in my sak, dan het ek nog gewerk op die Sabbat, want ek dra 'n sakdoek. So wat hulle gedoen het is, hulle vat die sakdoek, hulle was 'n lang kleed aan, dan werk dit aan onder, en as hulle net so afvee, dan tel hulle dit op, en hulle vee af, maar dit is nog deel van my kleed. Nou verstaan jy hoekom die Here vir hulle gesê, jong, wat is 'n nuwe gebooie is dit julle vir die Sabbat? Ek het nie dit gesê nie. So, dis mos die Here se dag. Ja. Nou kom ons kyk, wat sê die Here, wat moet ons doen? Want die seun van die mens is Here op die Sabbat, daarom die seun van die mens Here op die Sabbat. Toe sê hy vir hulle, die seun van die mens is Here op die Sabbat, en hoeveel keer is dit? 3 keer. Verskillende boeke, Johannes noem dit, maar die ander 3 noem dit 3 keer. Nou, Jesus begin, hy sê, maar hy sê vir hulle, wat 'n mens sal daaronder julle wees, wat 1 skaap het, en as dit op die Sabbat in 'n sloot val, dit nie sal gryp en uithaal nie. Hoeveel te meer is 'n mens dan werd as 'n skaap nie? So is dit geoorloof om op die Sabbat goed te doen. Hy gaan verder. En hy het die sinagoge opgegaan. En daar was 'n man met 'n verdorde hand. En hulle het hom in die oog gehou of hy op die Sabbat gesond sou maak, die man, sodat hulle hom kan aankla. En Jesus sê hulle, en hy sê vir die man met die verdorde hand, staan op. En hulle maar, hey, dis nie bang. Want hy die Sabbat nou, hy het die Sabbat gegee. Daarom sê hy vir hom, is dit oorloof om op die Sabbat goed of kwaad te doen? 'n lewe te red of dood te maak? Maar hulle het stand gebly. Jy sien my broers en susters, die Sabbatdag is eerstens 'n dag om goed te doen. Nou, as hier nou 'n pyp bars, nie, hulle is water loop nie. Dan kan ons hier staan en sê, "Ai, shame. Kyk hoe op die water." Hy sê tog, "Nee, ons moet gaan help. Want ons moet gaan goed doen." As ons huis se pyp bars, dan moet ons gaan help. Ons gaan nie die pyp nou nie, ons gaan draai die stopkraan toe. En dan gaan ry ons water aan vir die familie. En sê gebruik maar vanaand gaan ons korrek maak. As iemand se motor breek op die Sabbatdag,
en ons hoor, dan moet die broeders gaan, en hy broer gaan nie aan. Nee, die engine strippie. Nee, ons gaan tou die broer in, tot veilig is, dis vanaand, as ons allemaal by jou, ons gaan jou boeien. Ons doen goed op die Sabbat. As ons hoor, dat is iemand wat die kos het nie, ons deel ons kos, en ons gaan gee uit vir iemand, en ons doen goed op die Sabbat. So as ons nie iemand se lewe op 'n Sabbatdag aanraak nie, het ons die Sabbat gehou nie. Nou, ek weet julle het moks hierso. Weet jy wat doen ons as 'n kerk soms in Mamasbury? Op 'n Sabbatmiddag kom die jeug en die pathfinders en wat ook allemaal by mekaar. Dan pak ons sakkies. En dan gaan gee ons dit uit. Wat 'n Sabbat. Ons gaan raak en as ons klaar is, dan ons gaan maar terug en ons gaan hou pathfinders en ons gaan hou. Maar wat ons doen? Sabbatmiddag, dik eet. Dan noem ons het, ons is met activities. Yes, waar is lui? There is an activity to be done, om iemand sy lewe te gaan aanraak. So die Sabbatdag is gemaak, want die Here is goed. So ons moet iemand aanraak, om ook te besef, die Here is goed. Ons lees in Exodus hoofstuk 16, dis nog voordat die wet en voordat die 10 gebooie gegee is. Dat die Here sê, toe kom hulle ons nog uit Egypte uit. En die Here praat met Moses, en Moses, luister nou maar, Sabbat is aan die kom. Ek gee nou vir julle elke dag manna, maar Sabbat is aan die kom. En ek het vir julle gesê, dat julle moet elke dag net genoeg optel vir die een dag. En as julle oorhou, dan gaan daar wurms opkom en alle kos opeet. Maar toe kom die Here. En die Here sê, môre is dit rustig. 'n heilige Sabbat van die Here. Wat julle wil bak dit. Wat julle wil kook dit. En beere julle alles wat oor is, om te bewaar tot die môre toe. En hulle het dit gebeere tot die môre toe, soos Moses hulle beveel het. En dit het nie bederwe nie. En daar het geen wurms in gekom. Toe sê Moses, eet dit vandag, want dit is vandag die Sabbat van die Here. Vandag sal julle dit nie in die veld kry nie. 6 dae, weer terug aan die skepping toe, moet julle dit insamel. Maar op die 7de dag is dit Sabbat, dan sal daar nie wees nie. En op die 7de dag het van die mense uitgegaan. Om te gaan saam, maar niks gekry nie. Die 7de broers, die Here sê, luister, die Sabbatdag is so 'n lekker dag. Dat ek wil nie hê, dat diegene wat kos maak, of wat nou man of vrou is, moet nog op 'n Sabbat pitties afbakkie. En aardappels opkook vir aardappels, en nou die paai in die oond druk om te bak nie. Nee, ek gee vir almal kans om Vrydag. Julle het 6 dae om voor te berei. Amen. Het jy geweet dat die Israeliete het die dae so getel? Eerste dag, tweede dag, derde dag, vierde dag, vyfde dag, voorbereidingsdag, Sabbat. So, die 6de dag het die Here gesê, gaan tel dubbel op. En maak julle kos, bak en kook soos julle wil. Maar môre is Sabbat. Moenie bak. Nou, daar is 'n verskil tussen bak en kook en warm maak. Warm maak is iets anders. Ek druk nie ding in die microwave, ek druk dit in die oond en poep aan, raai dit as warm uit. Maar kos maak is, ek moet nog die eiers opkap, ek moet nog die rasper, ek moet nog die kap, ek moet voor die petty staan, ek moet die aardappels gaan afbraai. Nee, my broers en susters, daar het ons 6 dae voor om te doen. En weet jy, nou sê mense, nee, maar aardappels moet afgepak, alles is lekker nie. Nou pak dit dan op 'n Sondag af. Maar weet jy, die Here seën daai kosse so. Want sy hand is op die kos. Ja. Ek kan nie onthou van een Sabbat dat ons kosse af was. Die Here se hand is op ons kos. Want die Here het gesê, ek sal dit seën. Maar as jy kos op 'n Sabbat maak, ek sê vir jy gaan afgaan. Die mure gaan kom eet. Waarom? Want die seën van die Here is vandag. En die Here het gesê, dis die 7 dag, wat gaan hy doen? Ek gaan julle seën en ek gaan julle heilig. Hy kos is nie heilig.
Selfs die kos wat ons maak vir Sabbat is heilig. Dit is allemaal so lekker proef. Amen. Laat niemand op die 7de dag van sy woonplek op weggaan nie. So het die volk dan op die 7de dag gerus. Jy sien, hy wil nie hê maas en jy wil kos maak moet op bezig. Nee, dis die tyd dat ons allemaal saam sit en lekker gesels. Ons versterk mekaar, ons doen goed aan mekaar, ons vertel hoe ons mekaar se week, ons bemoedig mekaar. En om kos te maak, ons allemaal weet ons is die 10 minuten se werkie. Is ure. Waarom ons lekker eet? Dat is Sabbat. En die Here sê, wat is dit doen? Is jy 'n dag van kos maak? Is jy 'n dag van bak en brood? Toe op die vorige dag. En hulle het uitgegaan, hulle het niks gekry. Toe sê die Here, hoekom is dit so hardnekkig? Dat is stammen. So, God gee die manna elke dag, maar op die 6de dag het hy dubbel gegee. Vir die 6de dag, as ook vir die 7de dag. En sommige het gegaan, hulle die gaan kry. Hoekom? Want die Here het gesê, ek gaan nie vir julle gee. So daar was 'n wonderwerk elke dag en die grootste wonderwerk was Sabbat dat daar niks was. Maar nou kom die Here verder. En hy sê, wel, geluk en salig. Gelukkig is julle. Wat doen? Is die mens wat dit doen en mense kind wat daaraan vashou. Wat doen en waaraan vashou? Wat die Sabbat hou. Sodat hy dit nie ontheilig nie en sy hand terughou dat dit geen kwaad doen. Gelukkig is jy. Dis waarom die Sabbatdag is nie 'n droewe dag nie. As jy dan, wat is nou die Sabbat? Nee, is nie, die Here. Oh, dis tyd vir ons. Dis tyd om my Skepper te ontmoet. Ek is excited, ek is bly, want die Here gaan iets vir my doen op die Sabbat. Nou kom Jesaja verder in 48 gesê, as jy jou voet terughou van die Sabbat, dit beteken, jy is moedwillig. Jy weet jy moet Sabbat onderhou, maar jy wil nie. Jy is nie lussie. Ek besluit, ek gaan nie Sabbat doen. Nee, ek gaan dit doen op my manier. Nee, dis mos reg, maar moet nie die seëninge van die Here verwag. Want dit wat hy hier sê, as jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie jou sake op my heilige dag te doen, wat is my sake? Om te gaan inkopies doen, om daar voorsiening en etes en troons en jets en allerlei plekke toe te gaan, om goed te gaan koop, om besigheid te gaan praat, om mense te gaan sien oor verskillende goede, om in my tuin te werk en rond te gaan, my sake te doen nie. Die Here sê, ek gee jou 6 dae om al jou sake te doen. Handel af. En as jy die Sabbat 'n verlustiging wil beteken, o dankie Jesus, dis Sabbat. En nie, ja man, ek wil nog die geswat het, en man, nou is het Sabbat. Nee, die Here gaan verstaan, maar ek gaan nog geswat op die Sabbat. O my broeders, ek kan vir jy sê, vir al die jare van swat tot dagelaas het ek nog nooit op 'n Sabbat geswat nie. En daar was nog nooit 'n stelle wat hy sê, ek het nie alles klaar gekry. Want die Here gee krag, dat jy kan swat. En as hy punte kom, as hy sê, moenie jou sake doen nie. Moenie sê, jy moet nog Sabbat doen. Jy moet nog Sabbat die mense speel, môre rugby, môre die sokker kyk, is oké, hy is aardse goed. Pieter goed wag, hou die Sabbat, as jy dit verlustig, Here, hier kom ek, is Sabbat. Jy moet soms gaan nou allemaal soen, hulle gaan op karre man, hulle gaan die karre kyk, hulle gaan die duis kyk, vandaan is hulle uit, vandaan nou hulle party, moet ek sit by die huis, boring, Sabbat, nee, sê, ek gaan julle maar, ek is met Jesus gegaan. 'n heilige dag van die Here hoog hou, ek pray, ek sê, sorry, julle kan maar julle doen, maar ek is nou Sabbat, ek is met Jesus. Amen. Julle gaan nie verstaan as julle nie kom proe. Julle gaan nie weet wie is as julle nie kom smaak wees. Ek hou hom hoog, sorry, ek is jammer. Jy weet hoe baie kere kon ek tennis games gespeel het op 'n Sabbat. En dan kom hulle na my ma en sê, kan julle nie vir my 'n brief gee nie van die kerk af?
om te sê, hy hoeveel tyd daar gespeel het. Dan vra my ma vir hulle, nou wat sê hy? Nee, hy het gesê, hy kan nie speel nie, maar hy sal die Wittigriet so brief, hy kan nie speel. Ek is jammer, Sabbat, ek is met Jesus, lekkerste dag. Nie jou gewone gang te gaan. Dat beteken, ek gaan nie chommies visit en oor dinge op 'n karre praat en hoeveel refs is die kar en hoe dit en dat. Nee, ek los hy praatjies vir 6 dae. Ek gaan nie my gewone gang nie. Ek doen nie my gewone dinge nie. Ek gaan ook nie 'n geleentheid soek vir my sake nie. Ek gaan nie sê, weet jy, ek sien jou nou by die kerk. Weet jy man, ek weet ek kan jou nog nie die week gekry het. So kan ons kom ons praat van God die sak. Nee. Moenie jou plek soekie. En prys die Here, ons het WhatsApp, ons het nog alles. Ons is met mekaar video. Dan gaan ons praat. Nee, moenie jou, dis die Here se dag. En die Here wil met ons. Hy sê jaloers. Hy is jaloers. Dat jy dink jou girlfriend is jaloers op. Nee, die Here is nog erger. Dan sal ek jou verlustig in die Here. En ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob. Wat is die erfdeel van die vader Jakob? Die beloofde land Kanaan. En wat is die erfdeel van die vader Jakob? Die plek wat ek vir julle gaan voorberei. Ja man. Dis die erfdeel. Om saam met Jesus vir ewig te wees. Nou wat van Jesus? Hier kom Jesus en hy praat met sy disippels. Wat sê die Bybel van hom? Wel, die Bybel sê, soos dit sy gewoonte was, en dit is in 'n gewoonte was. Sabbatdag was Jesus in die kerk. Wat het hy aangestel? Wat van Paulus? Die mense sê, nee, Paulus het gesê, hy is weg. Nee, soos dit sy gewoonte was Paulus Sabbatdag in die kerk. Inteendeel, 84 keer in Handelinge lees ons dat Paulus was in die kerk op 'n Sabbat. 84 keer. Nou, hoe kan die dag vernietig is, as die manne so baie daarop was? En dis waarom Paulus sê, moenie nie onderlinge byeenkomste van hulle laat gee. Kom kerk toe. Van ons kom die kerk toe, omdat ons moet kerk toe kom nie. Ons moet kerk toe kom, omdat ons hier is. Ons wil nie wees. Ek kom nie kerk toe van mense nie. O, my broeders en susters, maak af my kwaad in die week, maar ek kom nie kerk toe vir u nie, ek kom kerk toe vir Jesus. En weet jy, as ek by die kerk is by Jesus, dan gaan Jesus met my hart praat en sê, nee, wat moet gaan regmaak met jou suster. Jy moet gaan regmaak met jou broer. Dan gaan sê, Here, ons sê ons dan, ja, die broer het goed en weer klop gegooi vandag. Nee, as die Gees het 'n man of 'n vrou gebruik om daai dag te preek, want jy is in die teenwoordigheid van die Here en die Here praat met jou. As jy so ja, nie sê klop. Nee, hulle gooi nie klop, hulle praat die waarheid. Dit beteken, die Sabbatdag is 'n dag van aanbidding, rus, geen werk op die dag nie. As jy 'n dag vir kos maak, is jy 'n dag om gewone gang praat, of gewone taal praat nie. Is 'n dag om goed te doen. Nie 'n dag vir besigheid nie. Die Sabbat moet 'n verlustiging wees en is 'n teken dat jy nie vol aan die Here behoort. So, wanneer begin die Sabbat? 12 uur die aand? Tot 12 uur die aand? Wanneer begin die Sabbat? Wel, kom ons leer wat die Bybel sê. En dit was aand en dit was môre die eerste dag. En dit was aand en dit was môre die 5de dag. En dit was aand en dit was môre die 6de dag. So 'n dag bestaan uit 'n aandgedeelte en 'n môre gedeelte. Nie aand, môre, aand nie. So 'n dag word bepaal deur die son se sak. So van sonsak tot sonsak is 'n dag. So die son het nou gesak. Wat is vandag? Is donderdag aand vandag. Klink snaaks nie. Ons in donderdag aand en môre is donderdag. Die dag. Maar dis eintlik volgens die Bybel, vandag het ons begin die 5de dag. Toe die son gaan sak, het die 5de dag begin. En as die son môre gaan sak, dan begin die son het vandag die 5de dag begin en die son gaan dit aan. Die 6de dag gaan hulle begin. En dan begin die 7de dag as die son sak.
So dit beteken, wel, wat sê die Bybel? Is dit nie waar? In Lukas, en dit was die dag van voorbereiding en die Sabbat wou aanbreek. Wat 'n dag was dit? Jy sien, Vrydag. kan u onthou dat dit was die kruisiging? Reg? En Jesus is op die graf, Jesus is op die kruis. En nou sê hulle, hé manne, ons vir Jesus van die kruis af, ons moet Jesus van die kruis af kry. Hoekom? Want dit was Vrydag en die Sabbat het al begin aan. Dit beteken die son het begin sak. En toe sê hulle, hé, manne, ons kan nie vir Jesus die Sabbat nog op die kruis hê. Want as jy op 'n Sondag gekruisig was, het jy die hele week gehang. Dan het hulle Vrydagmiddag gekom en as hulle sien jy het nog lewendig, dan het hulle jou bene gebreek. Sodat jy kan vinnig sterf. Want die Bybel sê Jesus se bene was nie gebreek nie. Niks van dit nie. Want hy was die perfekte lam wat geslag is vir ons sonde. En daar het Jesus sy kop neergelaat 3 uur en hy het gesterf. Dus julle manne, ons kan nie net Jesus daar nie. En toe gaan hulle mos en hulle gaan kry die liggaam van Jesus. En hulle haal vir Jesus aan en hulle gaan sit vir Jesus in die graf. Die vroue wat saam met Jesus van Galilea afgekom het saamgeloop en die graf gesien. En gekyk hoe hulle sy liggaam neergelê het. Daarna het hulle huis toe gegaan en hulle het rookolie en salf gaan reggemaak. En toe, op die Sabbatdag het hulle gerus. Stop het daar. Soos die gebod bepaal. Soos die gebod bepaal. Hy sê net dat ons op die Sabbatdag het hulle gerus. Punt. Maar het sê, soos die gebod bepaal. Nou, die skepper van hemel en aarde, die gewer van die Sabbat, lê in die graf, maar die mense sê, jy is reg, jy is die baas, maar jy moet ook wag. Is nou Sabbat. Ons gaan rus, ons gaan nie nou werk nie. Jy is die baas, jy het ons die voorbeeld gestel, so ons kan ons wag. Dit was die Saterdag aand, dat hulle weer eens met sy reg en rechtgesbank gaan koop en die Sondagoggend te lees te gaan om vir Jesus te gaan baas. Die Sondagmôre vroeg. So die Vrydag aan. Jy weet baie kere kan ons besoek. Hy, die kans is op die put. Die Here, dat doen ons net wat ons wil. Nee. Hier is die voorbeeld. Daar moet 'n nood wees. En hier, en in die nood is, hulle haal vir Jesus van die kruis, sit hom aan die kruis, maak hom toe en sê, jy wacht tot môre aan toe. Jy wacht tot Sondag toe. Nou, as Jesus kan wag, hoekom kan ons probleme ook nie wag tot Sondag, tot sy na Sondag? Jesus is ons voorbeeld in alles. En dit beteken, dit was Vrydag die voorbereidingsdag, Sondag is die opstanding, en in die middel is die Sabbat. So die dood van Jesus bevestig die Sabbatdag. Hy het gerus in die Sabbatdag is 'n dag van rus en hy rus in die graf. So die dood van Jesus bevestig wat 'n dag is die Sabbatdag. Van Vrydag aan Sondag tot Saterdag aan Sondag is Sabbatdag. Jy sien my broers en my susters, as jy lees die Bybel van Adam tot Moses, was die Sabbat gehoorhou. Van Moses tot by Jesus was die Sabbat gehoorhou. Van Jesus tot die disippels was die Sabbat gehou. Nou is die groot vraag. Wat van 'n lewe? Ja? Jesaja hoofstuk 66, 22 en 23 sê, want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek gemaak het, voor my aanbiding sal bestaan, spreek die Here, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees. Elke maand op die nuwe maand en elke week op die Sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê die Here. So in die nuwe Jerusalem gaan Sabbat. Het ons gelees in Jesaja dat Jesus sê, die Sabbat is 'n ewige teken.
net 'n mens, 'n teken van die aarde nie. Het gaan van Eden af tot in die hemel eeuwige, tot in die hiernamaals gehou. Dat beteken, Sabbat is ingestel, die skepers, gegee by Sinai, geonderhou deur Israel, geonderhou deur Jesus, geonderhou na sy hemelvaart, dit sal in die nuwe Jerusalem geonderhou word. Die seun van die mens is Here van die Sabbat. Amen. Die 7de dag is die Sabbat van die Here, jou God. En dis waarom Jesus sê, as jy my lief het, bewaar my gebooie. As jy my lief het, bly in my. As jy my lief het, onderhou my Sabbat. Dis 'n teken van ons verhouding. En dis waarom die Sabbatdag is ons afspraak elke week met Jesus. Dis 'n afspraak wat hy met ons maak van die begin af. As jy 'n afspraak met iemand maak, moet hy persoon instem of sê nee, ek stel dit belang. Jesus maak 'n afspraak met ons en hy wag vir ons elke Vrydag as hy sonsak. Dan wag Jesus vir ons. Dis ons keuse of ons by afspraak wil maak. Vanaand gaan ek nie vra wie wil die Sabbat onderhou. Vanaand wil ek vir vra, gaan huis toe, gaan praat met Jesus. Gaan praat met Jesus en vra vir hom, Here, U woord is duidelik. Maar as ook klomp goed, Here, wat my soms ook die mekaar maak. Maar ek besef, Here, U Sabbatdag is ons afspraak. U is my God, my skepper, U is my verlosser. Ek wil U aan. Môre aan. Politiek. Hoe politiek in die kerk en politiek van die wêreld godsdienst beïnvloed. En ek wil vir uitnooi om môre aan te kom om luister, wat sê die Bybel en wat sê geskiedenis vir ons? Oor hoe Satan die mooi dag van die Here wil wegrokkel van ons af. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, U is skepper en U is God. U het gekom om vir ons te verlos van sonde. En U sê, my seun, my dogter, gee my jou hart. Here, ons besef dat daar is dinge ook wat U woord vir ons leer. Wat soms nie lekker sit met ons, want dit gaan in die grein van die wêreld. Maar tog roep U vir ons na U toe. Onderhou my Sabbat. En Here, ons wil vir U vra, kom praat met ons. Kom openbaar U self aan ons. Ons mag dalk Sabbat hou vir al die jare, maar ons besef dat ons maak 'n lekker gemors van die Sabbat. Ons onderhou dit nie soos U van ons verwag nie. Ons doen ons eie dinge, ons praat ons eie dinge, en ons gaan te kere die mekaar in ons huise, maar ons Sabbat hou. En vanaand roep U vir ons tot rus. U roep ons tot heiligheid. U roep ons en U wil ons seën. Laat U Gees hard met ons praat, Here. Neem ons veilig huis toe. En as die goddelike wil is, bring ons môre aand weer hier by mekaar.